ook hulle waardering vir die bediening wat daar by hulle kon plaasvind. En dan is ons die Here dankbaar vir die nuus van die verwagting van nog 'n verbondskindjie van broeder Jan Hendrik en suster Janet. En ons bid vir julle die seën van die Here toe in die verwagting en in die swangerskap, en dat die Here ook dit vir julle vreugde in hom groot sal maak. En dan bid ons ook vir broeder Martinus die seën van die Here toe vandag aan die bediening van die woord, van sy woord aan ons. Mag ons elkeen in ons geloof versterk word en opgroei en die Here in gehoorsaamheid gaan dien deur dit wat ons vandag hoor. Baie sterkte. Broeders en susters, kom ons begin deur die Here van harte te loof met Psalm 92. Psalm 92. Ons sing vers 1 en dan ontvang ons die seën van die Here, en dan ook vers 2. Ons sing van die vreugde van hierdie dag. Wie sou die Here nie prys nie, as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet. Die prediking gaan juis oor die vreugde van die rusdag. Wie sou hom nie dank bewys nie in stille môre wagte as ons sy guns omring. Wie vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte. En dan na die seën dan sing ons ook vers 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werke van sy laat vaar nie. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom
om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Omdat ons die Here liefhet, wil ons vanmôre ook na sy wet luister. Want omdat ons hom liefhet, wil ons hom ook dien in gehoorsaamheid, en die wet wek ons ook nie op tot 'n nuwe gehoorsaamheid. En kom ons luister vanmôre ook met hierdie gesindheid na die wet, om onsself daaraan te en dit ook weer opnuut opreg na te jaag. Dat ons geluister het na die wet, antwoord ons met Psalm 89 vers 3 en 6. Psalm 89 vers 3 en 6. En daarin sing ons van die vreugde om aan die Here gehoorsaam te wees. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Al wandel in die lig wat van u afstraal voort. Hulle sal hulle in u diens waaraan hulle toegees die ganse dag verheug, omdat hulle in u is. Psalm 89 vers 3 en 6, nadat ons na die wet geluister het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawerny gelei het. Jy mag geen ander gode voor my hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat of die rus van die God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en in 'n dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag seën en dit geheilig. Jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie inbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets naaste is nie.
Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, U is wonderbaar. U is ewig en almagtig. En wys en alomteenwoordig en die alleroorvloedigste van alles wat goed is. Die engele in die hemel sing dag en nag voor U. Heilig, heilig, heilig God. U wat is en wat kom. En die 7 geeste wat voortroon is. En Jesus Christus o getuie. Die eerstgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde aan U regterhand. Uit U en deur U en tot U bestaan alle dinge. Die wêreld die chaos sien en oorlog en ons sien hulle vuiste bal teen U woord. Ons Here, U is in beheer. U is die koning van die konings en die Here van alle Here. En die hande van die wêreld, die wêreld groot is in U hande soos waterstrome. U rig dit waarheen U ook al wil. En U beloof in U woord dat alles wat U doen, gaan oor U kerk, gaan oor U bruid. U stuur en rig die wêreld na sy einde. Wanneer U sal kom op die wolke, en wanneer U bruid sal kom haal, sal vernietig. En ons altyd in vreugde by U sal wees. Dankie vir hierdie dag, hierdie feesdag, hierdie opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. Dat ons ook die dag mag fees vier, dat ons in U kan verlustig en in U beloftes en in U heerlike evangelie. Wil U deur die Gees dit vanmôre in ons werk om dit te hê, om feestelik ons voor U te verbly voor U aangesig. Wil U tot ons kom deur U woord. Wil U self deur die prediking die woord kom in elkeen van ons se lewens. Gee dat U woorde nie leeg na U, maar dat dit kragtig en lewewekkend en vernuwend in ons sal werk. Dat dit ons sal opwek tot 'n nuwe gesindheid en 'n nuwe lewe. Ons pleit vir U kerk van se aarde. Here, U kerk word ook verdruk en ly swaar in sommige plekke. En ons bid dat U kinders sal bewaar en sal sterk maak. Getrou sal lei. En dat U so in ons sal werk, Here, dat ons in hierdie wêreld sal skitter in ons liefdesoorgawe aan U tot 'n kragtige getuienis. Elkeen vanmôre wat hier voor U is, U ken ons nood, ons behoeftes, ons stryd. U ken ons sonde. Al daardie verborgde gedagtes
Want U deurgrond en ken ons kan vir U wegsteek nie, en ons kom met dit voor U. En ons bid, Here, dat U ons sonde sal vergewe en dat U ons sal troos vir U beloftes. Ook vir die vreugde van hierdie aankondiging van 'n nuwe verbondskindjie wat U ook vir ons gee. En ons bid dat U die swangerskap van ons suster sal seën. En dat U ook vir hulle as ouers sal seën om hiertjies van U op te voed, om U te ken en U lief te hê en U in gees en waarheid te aanbid. Rig nou ons gedagtes op U. Lei ons om vanmôre te drink uit die fontein van die lewe. En wil U ons dorstige siele daardeur laaf. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. As deel van ons gebed sing ons Psalm 118. Psalm 118 vers 1 en 2. Loof die Here met lofgesange. O Israel, wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange. Sy goedheid duur in ewigheid. En dan ook vers 12. Dit is die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreugdebore ons in die God van heil verbly. Psalm 118 vers 1 en vers 12. Ons lees uit die woord Jesaja, profesie van Jesaja 58. Ons lees vers 1 tot 14. Jesaja 58 vers 1 tot 14. Roep uit die keel,
Hou nie terug nie. Verhef jou stem soos 'n basuin en verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behaagnis van my weë, soos 'n nasie wat gereg en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge, behaag in die toenadering tot God. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleenthede te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kuif vas julle en om te slaan met misdadige vuis. Pas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies? As die mens sy siel gaan, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en 'n dag wat vallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendiges swerwelinge inbring nie? As jy iemand sien wat naak, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek so dageraad en jou genesing skielik uitsprei en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan roep en die Here sal antwoord. Jy sal skom hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord en jou siel laat uitgaan hongerige en die neergeboë siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorplekke en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. En die wat uit jou voortkom, sal die ou pynhope bou. Die vente van die vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar. As jy jou voet terughou van die Sabbat en nie jou sake op my heilige dag doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang gaan nie geleentheid vir jou sake soek en ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die deel van jou vader Jakob. In die mond van die Here dit gespreek. Nie besonder gaan dit hier oor vers 13 en 14 as jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. En as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou in 'n gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde
en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, blydskap is 'n wisselvallige ding. Ons emosies word bepaal deur baie dinge. Ons raak moeg. Ons beleef frustrasie. Ons kom in konflik. Ons beleef teëspoed en siekte. Ons het bekommernisse. Ons beleef trauma. En dit is alles dinge wat ons te beroof. En daarom het ons weerlig afleiers nodig. Dinge wat ons beter laat voel. Wat die aandag aflei van die werklikheid. Beraaders en lewensafrigters en motiveringssprekers word al hoe meer gewild om mense te help om ten spyte van omstandighede vreugde te beleef of dit ten minste te kan hanteer. En tog bly ons maar wipplank ry tussen ons emosies. Nou verkondig die Heilige Gees hier aan ons dat ons verhouding met God 'n feestelike, vreugdevolle verhouding moet wees. En dit is die bron, hy is bron van ons ware vreugde. Hy het aan sy kerk die rusdag gegee. Daardie een dag in die week wat hy vir homself afgesonder het. Waarin ons besonderlik in hom moet verlustig. Dis 'n dag waarin ons in vreugde ons aan hom toewy met lof en aanbidding en put uit die eindige bron van sy lieflikhede. Dit is die bron van die ware vrede wat ons lewens vervul. As ons nou in die Ou Testament lees, dan sien ons dat God nog by die rusdag, die 7de dag van die week, het hy ook vir sy volk nog ander feestydde gegee. Die fees van die ongesuurde brode waarop hulle verlossing uit Egipte herdenk. Die fees van die weke, die fees van die eerstelinge van die koringoes. En die fees van die insameling by die wisseling van die jaar. Elkeen van hierdie feeste het 7 dae lank geduur. Moes hulle vreugde hê voor die aangesig van die Here. En 'n vreugde wat hy aan sy volk gee. Maar nou is hierdie feestelikheid bederf deur dit 'n las te maak met teologiese redenasies of dit nog vir ons geld of nie, of dit vandag nog vir ons geld of nie. En om allerhande reëls van dit wat ons mag doen en dit wat ons nie mag doen op hierdie dag nie, daaraan te koppel. In plaas daarvan dat ons eerder vra, maar waarom het die Here vir ons hierdie dag gegee? Waarom het hy dit alreeds in die paradys vir ons gegee? Sien, God se rus was 'n verlustiging. God het hom
verlustig in sy skepping. En hy het hom in die besonder verlustig in die mens as sy kosbaarste skepsel in wie hy homself uitgedruk het. En in die paradys was dit die dag wat hy afgesonder het vir die intieme verkeer met sy kinders. Om saam met sy kinders hulle te verwonder oor die heerlikheid van alles en hulle in sy liefde te verlustig. Jy sien, die motief rusdag is God se liefde vir ons. En hierdie heerlike verhouding is deur die sonde versteur en die mens is uit die paradys, uit die sonkring van God se liefde en teenwoordigheid verdryf. Maar God het dit nie daar gelaat nie. En sy liefde het hy ons nie prys gegee nie. Want hierdie liefdesgemeenskap met sy kinders was vir hom so kosbaar dat hy die uiterste offer gebring het om dit te herstel en ons met God te versoen. Jy sien, daardie rus is duur gekoop. En daar is soveel rede om ons in God te verlustig op hierdie dag. Want God verlustig hom in ons, in sy kerk. Jesaja 62 vers 5 sê, soos die bruidegom bly is oor sy bruid, so sal God bly wees oor jou. Sefanja 3 vers 17, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met rede om bly te wees, want God is bly in ons. Hy verlustig hom in ons. En daarom sê die Here in Deuteronomium 16 vers 14 en 15, en jy moet vrolik wees op jou fees, en jy moet jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die leviet en die vreemdeling en die wees en die weduwee in jou poorte moet vreugde hê. 7 dae lank moet jy vir die Here jou God fees hou op die plek wat die Here sal uitkies. Die Here jou God sal jou seën in al jou inkomste en al jou werk van jou hande. Jy moet net maar vrolik wees. En dwars deur die hele Ou Testament klink hierdie opdrag. Jy moet vrolik wees voor die aangesig van die Here. Vrolik in sy teenwoordigheid. En ook in die Nuwe Testament roep die Here ons daartoe op. Paulus skryf in Filippense 3 vers 1, verbly julle in die Here, en in 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Maar hoekom sukkel ons so, broeder en sis, bly te wees in die Here? Hoekom is dit asof dit vir ons moeite is? Asof dit vir party gelowiges nie regtig lekker is nie. As ons nou na onsself kyk, dat ons nie altyd met vreugde sing nie. En met die hart bid nie. En ons werklik verlustig in die belydenis van ons God en koning. Asof die rusdag, die erediens en God self nie regtig vir ons 'n verlustiging is nie. Hoe moet ons dan daarby kom dat die Here ook vir ons 'n verlustiging is? Die Here Jesus sê in Johannes 15 vers 9 tot 11, soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad.
bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Nou luister wat sê hy nou. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. So waar lê hierdie vreugde? Die Here verkondig aan ons sy onware liefde as die bron van hierdie ware vreugde. En dan roep hy ons op en sê, maar jy moet in hierdie liefde bly. En jy kan in hierdie liefde alleen bly deur sy gebooie te bewaar. Sy is nie koue wette nie. Dis die wet van sy liefde. Daardie gebooie waaraan die hele wet en die profete hang, naamlik om God bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. Hierdie liefde moet ons ken. En as ons hierdie liefde ken, dan word ons blydskap volkome. Blydskap is gewortel in liefde. Maar nou ken ons God dikwels verkeerd. So baie mense sien God as streng, altyd gereed om te straf wanneer jy oortree. Ons lees in die woord van die man wat die 1 talent ontvang het. En dan gaan begrawe hy daai talent in die grond. Want hy het dit nie durf waag om enigiets daarmee te doen nie. Want hy sê vir die Here, ek het U geken. Dat U 'n harde man is. Is dit hoe jy die Here ken? As 'n harde man. Jy sien, van kleins af is ons verhouding met God gevorm deur ons vrees vir die hel. Daardie vrees vir die hel het hang soos 'n swaard oor ons koppe. As jy die wet oortree, gaan jy hel toe. Daarmee maak ons kinders bang en daarmee maak ons ander mense bang. En jy moet dan alles in jou vermoë doen om God te en nie foute te maak en hom kwaad te maak nie. Maar dit is nie wat die wet doen nie. Die wet is nie 'n klomp koue reëls wat maak of jy hel toe gaan en of jy hemel toe gaan nie. Die wet is die vrugte van die boom wat in die liefde gewortel is. Dis nie koue reëls wat ons moet volg om reg te leef en in God se gunste kan kom en sy straf te ontduik nie. Die wet is die verkondiging van Christus wat weer die beeld van God in ons kom herstel. Die nuwe lewe van koningskinders wat in liefdesoorgawe aan hulle Vader leef. Dis wat die wet doen. En ook die rusgebod is deel daarvan. Juis hierdie lewensvernuwende krag van God wat alles nuut maak, is ons verlustiging. En die rusdag gee juis vir ons die geleentheid om ons in besonder hierin te verdiep. En hy gee vir ons die belofte van die nuwe hemel en die nuwe aarde waar ons ewig in liefde in sy teenwoordigheid sal leef. Ware rus
ware vreugde sal ervaar. Daardie rus begin ons nou reeds. Hier, vandag. In ons nood en stryd, in die vyandskap van hierdie wêreld en in die chaos van die internasionale politiek en in die moeitevolle arbeid waardeur ons brood deur die sweet van ons aangesig moet verdien. Ons stryd teen die duiwel. Ons bekommernisse. Hy gee vir ons juis daarin troos deur sy beloftes. Ek het die hare van jou hoof getel. Luister wat sê in Jesaja 65 vers 17 tot 19. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en aan die vorige dinge sal nie gedink word nie en hulle sal in my hart nie opkom nie. Maar wees bly en juig vir ewig oor wat ek skep. Want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk. En daarin sal nie meer gehoor word die stem van die geween of die stem van geskreeu nie. Die nuwe hemel, die nuwe aarde. Juis op hierdie rusdag wil hy ons daardeur vul en daardeur dat ons daarin moet bly wees. Ons lees dat hy die rusdag geheilig het. Vir hom, dit beteken dat hy dit vir homself afgesonder het, dat ons in feestelikheid hom sal verlustig. En in ons liefde vir hom wil ons dit ook heilig. Wil ons dit ook vir hom afsonder as 'n dag waarin ons onsself in gemeenskap aan hom toewy. Jy sien broeder en suster, die rusdag is nie 'n koue wet nie, maar liefdesoorgawe. En as ons nou verder lees, dan sien ons hoe lyk die liefdeswet wat koue plig geword het. Die volk wat Bybel lees, wat bid, wat soek na die wil van die Here, wat al die godsdienstige pligte nakom, die wet onderhou en vas, wat hulle self kastei om God se aandag te trek. En hulle kla in vers 3, waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? En die rede is, dis koue plig. Dis vir hierdie volk erg om tyd aan die Here af te staan en om hulle sake bietjie op sy te skuif en hulle bedrywe bietjie agter te laat ter wille van die vreugde in die Here. En dan vra die Here vir hulle in vers 6, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die soppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke jukstuk inbreek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendige swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jy vir jou eie vlees nie verberg nie. Word nie beïndruk deur 'n mooi vertoning nie. Hy sien die hart. En dit gaan oor die hart. Dit gaan vir hom oor die geloof wat deur die liefde werk. En dis waaroor dit gaan, dat ons God se liefde moet ken. Dat ons in God se liefde verdiep.
En veral op die rusdag. En dan moet jy hierdie liefde ook gaan leef. Luister wat sê Paulus in Efesiërs 3 vers 18, dat ons in staat kan wees om saam met al die heiliges te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte van die liefde van Christus vir ons is. Sê hy, God, Christus moet in ons woon en ons moet in sy liefde gewortel wees. En dan word ons vervul met die volheid van God. As jy in die liefde van Christus gewortel is, dan dra jy vrug. Vrug van God se beeld. Die volheid van God se liefde, God se krag. Die vreugde in God. Al die Here se seëninge in Christus vervul jou. En jy sien, dit is waaroor dit gaan, veral op die rusdag. Ons moet ons daarin verlustig. In die Here. En wanneer jy verlustig, en wanneer jy jou op die Sabbat verlustig, dan verander dit die karakter van die erediens. Ons sang, en ons aanbidding, en ons belydenis, en die woord, word 'n feestelike verlustiging. En dit verander ons houding en omgang met mekaar. Want met die liefde van Christus in ons, het ons mekaar lief soos wat hy ons liefhet. En dit verander ook ons verhouding en getuienis in die wêreld. Want die lig en die vreugde van God se liefde skyn oor ons tot 'n getuienis, lewewekkende en lewensvernuwende krag. Die opdrag: julle moet vrolik wees voor die van die Here. Vrolik wees in hom. Amen. Kom laat ons saam dank. Ons Vader wat in die hemel is, U gee vir ons hierdie feesdag. 'n Feesdag om vreugde in U te hê. Om ons in U te verlustig, omdat U in ons verlustig. Omdat U oor ons bly is in U liefde. En Here, ons kan nie dit uit onsself doen nie. Wil U vir ons deur U Gees laat begryp hoe ver en hoe wyd en hoe diep en hoe hoog U liefde vir ons strek. En laat ons in U liefde gewortel wees. En laat ons ook deur U liefde ons blydskap volkome wees. Here, gee dat daar ook uit ons lewens, uit hierdie gemeente, die ware vreugde van Christus skitter. Pragtige getuienis in hierdie wêreld. Seën ons wanneer ons hier uit mekaar gaan, elkeen in U liefde bewaar. Wil U ons seën in dit wat ons moet doen, U ook daarin sal verheerlik. Bewaar ons
weer en bring ons tog weer op u tyd veilig hier, liefde bymekaar. In Jesus se naam. Amen. Na die insameling van die liefdegawe sluit ons af met Psalm 84 vers 1, 3 en 5. Psalm 84 vers 1, 3 en 5. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sions hoogte. Wanneer 'n laas van dors verkwyn, dan is die Here self 'n fontein waar dorsland smag van somerdroogte. Ook sal 'n reën hul oordek wat hul tot nuwe lewe wek. Psalm 84 vers 1, 3 en 5.